tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Deel van my gebed gereeld, as ek dink aan die oorwinning van Christus, dan bid ek baie keer en sê ek dankie Vader, dat ek weet, deur die Seun en die Gees, doen die wonderbaarlike dinge in elkeen van ons na liggaam, siel en gees. En dan bid ek baie keer en sê ek, Here Jesus, U het alles begin. U is die bron van ons lewens. U is die Alfa, die Omega, die begin, die einde. U is die een wat was, U is die een wat is, U is die een wat sal wees. U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe. En dan sê ek dankie dat ons redding het, deur die kosbare bloed van die Lam het ons redding. Deur die kosbare bloed van die Lam het ons 'n verhouding met Vader God. Deur die kosbare bloed reinig en heilig hy ons. Deur die kosbare bloed genees en heel hy ons na liggaam, siel en gees. Deur die kosbare bloed voorsien hy ons daaglikse toekomstige behoeftes. Deur die kosbare bloed gee hy vir ons die krag en energie om hom te kan dien. Deur die kosbare bloed gee hy vir ons die krag en die energie om te kan bedien. Dan bid ek en sê ek, dankie Here Jesus, dat U alles opgeoffer het. In die hemel, op die aarde, onder die aarde. U het vir sondes gesterf, sleutels van die dood gevat, opgestaan uit die dood, opgevaar in die hemel. U sit aan Vader se regterhand en ons sit saam met U in die hemelse plek. Ons ontvang nou die lewe en dit in oorvloed. Dis iets wat ek gereeld bid. Dis iets soos wat die Heilige Gees my gelei het in gebed, wat ek al vir jare gebruik. En elke keer as ek dit doen, dan sit asof net daai sekerheid weer versterk word. Ek praat vanoggend met jou oor versterking of bemagtiging of bekragtiging. Jy sien, dit wat Jesus gedoen het op die kruis was verskriklik belangrik. En ons het baie gefokus Vrydag op die feit dat die voorhangsel geskeur het en daar's nou nie meer beperking nie. Ons kan hom nader enige tyd van die dag of nag. Ons kan hierdie vrede in ons hê dat hy altyd met ons is. Ons kan veilig voel, want ons weet hy is by ons, hy is met ons. Jesus het ten volle alles gedoen wat nodig is. Jy sien, in goed soos daai wete dat dit 'n realiteit is, moet in jou lewe ook wys. Kom ek sê vir jou, die feit dat jy opgestaan het uit die dood, kan jy ook help in die oggend om met jou bed uit te klim en op te staan. Dit kan jou help om na 'n nederlaag en 'n teleurstelling te sê, nee, wag so 'n bietjie. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy is my bron. Ek gaan nie verder lê nie. Ek staan op in die naam van Jesus. Daai wat ons laas week gelees het van Johannes 16:33 wat hy kom en sê, gee vir julle my rus en vrede. Dan sê hy, maar in hierdie wêreld sal julle baie moeilikheid hê. Hy sê, behou moed, skep moed. Word opgerig, ek het die wêreld reeds oorwin. Nou as Jesus die wêreld reeds oorwin het, nog voordat hy betaal het, hoe wonderbaarlik moet die krag nou wees wat in ons werk. Dit is soos die son wat skyn, dit is wonderlik en jy voel sy hitte, dit gee lewe. Maar weet jy soos hierdie is as jy voor daai son 'n vergrootglas inskyk en hy konsentreer daai strale tot op 'n punt en dan kan ek iets in die brand steek. Daai gefokuste op wie hy is. Ek wil vir jou vra, moet asseblief nie vandag, maar net deurgaan as nog 'n Sondag, of net sê, ja, ek erken dit wat gebeur het en is wonderlik. Ek wil vir jou vra, maak dit 'n spesiale passie in jou hart vandag, om vir die Here te vra om die realiteit van die opstanding, vir jou, die krag van die opstanding, vir jou 'n realiteit te maak. Dit versterk alles. Dis dit wat jou bemagtig en bekragtig. En Paulus sê dit ook in 1 Korintiërs 15. Hy sê as die
opstanding net 'n storieetjie was? Hoekom sal ek bereid wees om my lewe te gee vir dit? Dink so 'n bietjie daar, die disippels. Na sy opstanding is hulle nie meer bang nie. Na sy opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees spreek hulle. Hulle het nie geweet wat gebeur nie. Maar toe daai realiteit deurkom, is hulle bereid om hulle lewens te gee. Selfs vir die mense wat vandag sê, ja, maar dis 'n leuen, dit het nie so gebeur nie, of wat ook al. Hulle het geen gronde om op te staan nie. Ons het, want weet jy wat, ek het nie nodig om iemand te oortuig dat dit wat ek nou sê is waar is. Ek weet is waar. Hoekom weet ek is waar? Die Heilige Gees. Jy sien, dit is asof die Heilige Gees daai lens is, wat voor die son inskyn, wat voor die son gesit word, en daai strale wat gefokus word op 'n punt. En dit is absoluut iets kragtigs, niks kan by dit kom. Dit is soos 'n weerligstraal. Met al die wonderlike goed wat die mens al uitgedink het, kan hulle nog steeds nie die krag van daai weerligstraal regtig pyl of namaak of. Ek en jy kan besef die feit dat Jesus leef, hy opgestaan het verander alles. Kom ons lees in Markus 15. En ek gaan 'n paar gedeeltes vir jou lees. Maar onthou, wat is die doel van vanoggend se boodskap? Die doel van vanoggend se boodskap is dat jy by die Here, en ek gaan jou kans gee om dit te doen, dat jy vanoggend by die Here sal vra, vir hom sal vra, om vir jou absoluut hierdie goed oop te maak en 'n realiteit te maak. Nou in Markus 16. Nou Markus 16 is 'n baie, ek deel 'n boek, Markus is eintlik 'n baie interessante boek. Volgens oorleweringe is dit een van die eerste evangelies wat ook geskryf is. Ons weet Markus was beïnvloed deur Petrus ook. En ons weet Markus was nou nie 'n disipel gewees nie. Maar deur die werking van die Gees het hy geskryf, en natuurlik met die ander apostels se invloed het hy geskryf. En hoor wat word hier gesê. Ek gaan nie die gedeelte lees nou van die begrafenis, ons het dit genoem Vrydag. Maar kom ons kyk by vers 16. Die volgende aand, toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria Jakobus se ma en Salome die aromatiese olie gaan koop om Jesus se liggaam daarmee te behandel. Baie vroeg Sondagmôre of op die eerste dag, net toe die son opkom, kom hulle by die graf aan. Ag, gaan asseblief tog nou net hierdie 3 dae, 3 nagte storie, wat jy ook nou weet, deesdae waar ons hoor, ja, maar hy's eintlik op die Woensdag gekruisig in die 3 dae, 3 nagte. As jy in die Grieks gaan kyk wat hier gesê word, onthou, dit is nie, daar word nie veel spesifieke detail gegee nie. Dis 'n gebeure wat beskryf word. So daar's nie altyd hierdie, veral Markus, gee nie altyd hierdie teologiese diepte nie, nê. Maar dit is nie nodig nie. Ons weet hy is gekruisig, ons weet hy was in die graf en ons weet hy het opgestaan. That settles it, okay. So hoe lang ook nou uitwerk met son op en son onder, en daar was blykbaar meer as een Sabbat ook, en dit is hoekom dit vroeër was, en. En dan word gesê, ja, maar die Rooms-Katolieke het dit verander, man, weet jy wat? Baie van daai ouens het nie eens 'n idee waaroor die tekskritiek en historiese goed gaan. Maar okay, los dit dan. Op die derde vers, op pad soontoe het hulle nogal onder mekaar gewonder wie die klip voor die ingang van die graf vir hulle sou wegrol. Maar toe hulle daar aankom en opkyk, sien hulle die klip, dit was 'n baie groot een, dat dit reeds weggerol was. Hulle gaan toe in die graf in, en daar op die regterkant sien hulle 'n jong man in wit klere sit. Hulle was heeltemal verskrik. Hy sê toe vir hulle, moenie so skrik nie. Julle soek vir Jesus van Nasaret, die een wat gekruisig is. Hy is nie meer hier nie. Hy is opgewek uit die dood. Kyk, hier is die plek waar hulle sy liggaam neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels, Petrus ingesluit. En dit is hoekom dat Petrus nou hier ingesluit word. Hy was 'n disipel, maar nou wat het Petrus gedoen? Hy het Jesus verloon. En obviously het Petrus, na die storie, na sy verloning, het hy verskriklik gehuil en hy besef wat hy gedoen het. Sê hulle maar gaan sê vir Petrus so. So, Petrus, dis okay.
desperate sort. En ek wil vir jou sê, ook jy wat hier sit vandag, because he lives, wat ook al op die stadium in jou lewe gebeur, it's gonna be okay, dit gaan okay wees, want hy het opgestaan. As hy dit nie gedoen het, het ons moeilikheid gehad. Hy sê, hy gaan julle so lank vooruit. Dis nou wat die Engel sê, hy gaan julle so lank vooruit na Galilea toe. Julle sal hom daar sien, soos hy vir julle gesê het. Dan sê vers 8, die vroue het toe van die graf af weggevlug, want hulle was vol vrees en ontsteltenis. Hulle het egter vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang. Nou in sekere manuskripte staan dit, in ander manuskripte word dan gesê dat hulle gaan vertel het. Die ateïste gebruik vir al hierdie vers nou om te sê ja, maar as fout in die Bybel. Luister, dit is net 'n menslike getuienis. So hierdie goeders wat mense partykeer so uitreik om te sê, maar kan ons dit nou regtig glo? Ons kan dit juis glo omdat daar verskillende weergawe is. So ons kan weet dit is die waarheid. Want as alles dieselfde was, kon ons mos gesê het, maar weet jy wat? Hierdie ouens het almal bymekaar gekom sodat hulle dieselfde storie kan spin. Nou moet ons dit maar net glo. Dan is daar 'n kort slot en 'n lang slot. Die korter slot, soos dit in die Nuwe Lewende Vertaling genoem word, sê, maar die vroue het hierdie opdragte kortliks aan Petrus en die wat by hom is vertel. Hulle het na Jesus, hierna het Jesus hulle self van die ooste tot die weste uitgestuur om die heilige en onfeilbare boodskap wat ewige verlossing skenk, wat ewige verlossing skenk. Amen. Dis 'n kort slot. Maar toe staan later 'n ander slot ook bygevoeg. Dan dink mense, maar wat gaan nie aan Markus? Hier is nou eers, het hulle niks gesê nie, nou het hulle vir mekaar gesê, en hier is nou 'n ander slot wat later bygevoeg is. Wat moet ons nou glo? Kom ek sê vir jou, glo alles. Glo alles, want die Heilige Gees getuig in jou gees van wat waar is. Hoor wat sê die langer slot? Dit was vroeg die Sondagmôre, met ander woorde die eerste dag, wat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy het eerste verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels gedryf het. Sy het dit toe gaan vertel aan die disippels wat besig was om te rou en te huil. Maar toe hulle hoor dat hy lewe en dat sy hom gesien het, wou hulle haar nie glo nie. En dis amper soos die gedeelte in Handelinge, toe die kerk gebid het vir Petrus om vrygelaat te word, en die engel lei hom uit die tronk uit en hy klop aan die deur en die diensmeisie maak nie oop nie, want sy was so bly, hy's daar, maar hulle kon nie regtig glo hy's daar nie, maar hulle bid dat hy moet kom. Want toe dit gebeur, toe is hulle so bietjie bomskop, nee. Vers 12 sê, daarna het hy in 'n ander gedaante aan 2 van hulle verskyn, wat van Jerusalem op pad was na die platteland, die Emmausgangers en ander in Lukas, nee, 24. Hulle het toe teruggegaan en dit vir die ander disippels vertel, maar die het selfs vir hulle nie geglo nie. Vers 14. Nog later het hy aan die 11-tal self verskyn, terwyl hulle besig was om saam te eet. Hy het hulle aangespreek oor hulle ongeloof, hulle koppige onwilligheid om te glo en hom na sy opstanding te glo wat hom na sy opstanding gesien het. Vers 15. Toe het hy hulle beveel: gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal, oral. Wat sal die goeie nuus wees? Jesus leef. Wat sal die goeie nuus wees? Hy is die Messias, hy leef. 300 profesieë in vervulling. Net sy dood en opstanding. Niemand kon dit twyfel. En soos wat hulle selfs in Handelinge die skrifte ondersoek het hulle juist gekyk of dit waar is. En het agtergekom dis waar. Elkeen wat glo, en hier kom elkeen wat glo en gedoop word sal verlos word, maar elkeen wat nie glo nie sal veroordeel word. Hierdie is die wondertekens wat jy sal beleef wat glo. Hoor mooi, ek het net nou gesê, dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed wat ons bekragtig en bemagtig, né? Die bloed van Jesus Christus wat ons aan die einde van die dag kom bevry het, blywende bevryding. Deur die bloed van Jesus is elke vloek wat die vyand teen ons gesmeed tot niet verklaar, en elke aanslag van die vyand is
Alles wat hy teen ons het, is tot niet verklaar, né? Hy sê, hulle sal duivels in my naam uitdryf, en hulle sal in nuwe tale praat, hulle sal slange ongedeerd kan hanteer, en as hulle iets giftigs drink, sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en hulle sal gesond word. Hoekom? As gevolg van sy opstanding. Jy sien die opstandingskrag van Jesus, gee vir ons die gesag, om te vertrou vir genesing, hele wonders en tekens. Die probleem het vandag in die kerk oor die meerderheid, wil ek amper sê, is dat baie keer soek ons hierdie goed op ons termes. Dit bly nog steeds op sy termes. Dit bly nog steeds so sy gees jou bly. Nadat die Here Jesus klaar met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem en het hy op die ereplek aan God se regterhand gaan sit. Onthou ek het net om te sê, ek bid en sê ek het opgevaar in die dood, het opgestaan en het opgevaar in die hemel, die sit aan Vader se regterhand. En dan sê Efesiërs 2 vers 6, ons sit nou reeds in hemelse plekke saam met hom. Daai realiteit, dit is wat ek graag wil lospraat en bid in jou lewe vandag. Om te besef, want weet jy wat, God is in my, die koninkryk van die hemele is in my, ek is nie uitgelewer aan die vyand nie, ek is meer as 'n oorwinnaar, ek kan hom nou vertrou vir alles, en hier kom ons gesag nou in, nie jouself vertrou nie, in die naam van Jesus Christus, op sy termes. Dit verander lewens, dit verander mense. Jy moet nooit skaam wees of bang wees om vir iemand te bid. Ek is nou die dag daar in die mall, en nou wil ek gou hare sny. En as mense, en ek groet hulle, jy weet ons baie keer sê, die mall is, en kry nou klomp bruids ouens daar rondloop. En ons gesels so 'n bietjie daar, en ek sien daar staan 'n ou eenkant, en ek herken sy vrou ook, en weet ek het ergens iets met hulle te doen gaan, maar dit lyk nie regtig geklokkie nie. En toe die mense loop, die kom die ou na my toe, die vraag vir my, jy is mos 'n pastoor. Ek sê ja, in Ryds. Hy sê, ek kan jou naam nie lekker onthou nie, maar toe jy praat, erken ek jou stem. Toe sê hy, ek het iets soos 11 jaar terug vir hom gebid. Sy vrou het by die apteek gewerk, en toe weet ek waar ek al gesien. Dit was 'n gebedstorie hier by die kerk gewees, en ek het vir hom gebid, hy het gesukkel met sy knieë, en ons het vir sy knieë gebid, en daarna is sy knieë, hy het nog nooit die moeilikheid gehad met sy knieë. Moet nooit hierdie goed onderskat nie. Ek sê dit nooit geweet het, as die ou ons paadjies nie by mekaar uitgekom het weer, maar moet dit nooit onderskat nie. Jy bid baie keer, jy sit jou hand net op iemand daarby oop. Hoekom werk hierdie goed? Want is die versterking, die bemagtiging, bekragtiging van die opstanding van Jesus wat dit bevestig. Hy sê hierso wat sal gebeur. Ons kan hom vertrou vir dit. Vers 20 sê die disippels het die goeie nuus oral gaan verkondig, en die Here het saam met hulle gewerk en hulle boodskap bevestig deur wondertekens wat daarmee gepaard gegaan het. En ons lees dit ook in Hebreërs 7 en Hebreërs 2. God kom bevestig dit. Jy sien, hier kom die gevaar. Ek het laas jaar gepraat oor vrede, en die gevaar van vrede het ek vir jou genoem. Een van die goeders is, as jy byvoorbeeld, en ek het weer vrede ons gebruik as 'n akroniem, die F staan ons nou die V staan vir vreemd, as goed vir jou vreemd klink, nee. Die R staan vir hierdie roepelose redenasies, jy weet, as mense net altyd, jy weet, hulle redeneer hulle self so vas. Ek kan jou die diepte staan vir as mense, hierdie diep goed, as hulle sal vir jou sê, hier is nou diep, dis diep goed hier. Jy weet, dit is baie keer goed, as hierdie goed, as jy dit nie raak sien of beleef nie, of denk kom nou agter jou, maar hierdie goed word gepraat, en ek weet nie eintlik daarvan, nou voel jy soos 'n tweedehandse Christen, want jy weet nie hierdie goed nie, so, dit steel jou vrede. Dit kan baie maklik gebeur, dat jou vrede gesteel word, omdat jy nie die realiteit van die voorhangsel wat geskeur is besef nie, en omdat jy nie die krag van die opstanding beleef en besef. Om net dit
dink, jy word gedoop. Die doop beteken, ek en jy word nie gedoop, omdat Jesus hom laat doop het nie, hoor. Dis nie die rede hoekom jy moet laat doop. As jy dalk daai rede gedoop het, dis waar, maar is nie heeltemal waar. Jy word ook nie gedoop net om jou sondes af te was nie, dis net 'n simbool dat dit afgewas is. Hoe die oom gesê, pastoor, jy moet seker maak, alles is onder die water. Moet niks uitsteek. Alles moet skoon wees, nee. Jy word ook nie gedoop omdat dit Johannes se storie was nie, want dit was deel van die Ou Testamentiese wassing rites en dit het wel gegaan oor bekering van sondes. Maar hoekom word ek en jy na die opstanding? Hoe word ons gedoop? Ons word gedoop nou in 'n graf. Die doopbad, Romeine 6, word nou 'n graf. Dit beteken Callie gaan dood daar. Al lees Romeine 6. So al daai ander goed oor die doop is waar, dit is waar. Maar na die opstanding word ek eintlik meer kragtig as jy nou besef. Maar weet jy wat, daai dag het ek dood gegaan, ek leef nie meer nie. En Romeine 6 sê, ons staan ons saam met hom op in 'n nuwe lewe. Jy sien, staan op. Hoekom staan ons op in 'n nuwe lewe? Ons staan in 'n nuwe lewe op, omdat Jesus leef. En dit versterk dit. Jou doop gaan jou nie heiliger maak nie. Ek wou doop enige vrou wat in die hervormde kerk is. En ek het die dominee baie goed geken en ek bel hom, ek sê, hoorie, so daai vrou woon dienste by ons. Maar sy wil nou hê ek moet haar doop. Hy sê nie, is reg, doop haar. Maar sê net vir, dit gaan haar nie heiliger maak nie. Sê net, is reg, ek sal vir hom sê, want die doop maak jy nie heiliger. Maar die doop kan jou help om heiliger te word. Omdat jy nou weet, jy het gesterf, jy leef nie meer nie. Jy is in Christus 'n nuwe mens. Nou gaan jy opwees so 'n bietjie anders dink voordat jy besig raak met goed wat nie God se wil is nie. Want dit is absolute stap van gehoorsaamheid. Hoekom is hierdie goed so kragtig in mense se lewens? Dit is omdat hy opgestaan het. So hierdie waarhede versterk dit eenvoudig. Ek sluit af. Ek gaan nie vir jou die gedeelte in 1 Korintiërs 15 lees nie, jy gaan hom wel kry, ek gaan lees eerste 20 vers, ek het daarvan genoem, hy praat van die evangelie en hy sê, die evangelie beteken eintlik Jesus het in my plek kom sterf en vir die sondes, vir ons sondes. Miskien net dit. Ons moet besef die feit dat dit so wreed was, die rede hoekom die hele kruisstorie so wreed is. Want Hebreërs sê ook daar kan nie vergifnis van sonde wees as daar die bloed is nie, nee. Hoekom is dit so erg dat daar moet bloed wees? Hoekom moet hierdie bloed vloei? Dit wys jou hoe erg sonde is. Want dit beteken eintlik as jy nie aan hom behoort nie, beteken dit eintlik jy is teen hom. Jy is ongehoorsaam. Dit beteken eintlik jy aanvaar nie wat hy vir jou doen nie. Dit beteken jy is 'n ondankbare maar kos los daai. Maar jy is ondankbaar. Dis wat dit beteken. Dis hoekom dit so verskriklik erg was. Dis hoekom alles wat daar deur is tot sy opstanding, die engele storie, die klip storie, die oorwinning wat daar vir ons deurgegee word. Dis hoekom dit so versterk is. En ons weet ook dis nie net 'n Bybelse storie, dis selfs 'n historiese feit. Ek en jy, my liewe broer en sussie, dit is my smeekgebed vir jou, dat jy nie hier sal uitstap vanoggend en nie iets sien van daai realiteit vir jouself. Ek gaan vir jou 'n paar goed noem. Ek het net 'n klomp goed gesê van deur sy bloed het ons dit en dit, deur sy bloed dit en dit. Deur sy bloed weet ons dat hy absoluut oorwinning kom aankondig het. Wat het gebeur in daai 3 dae wat hy dood is? 1 Petrus sê vir ons 3 vers 18 tot 19. Hy het in Hades het hy 'n aankondiging gaan maak. Nou die hele belydenis wat sê ter helle neergedaal is reg. Maar dit is nie hel soos wat ons praat van hel.
Die hel het 'n paar, as dit is Gehenna en Hades en daar's verskillende onderafdelings in die bottomless pit. Mense kan sê, waar hy neergedaal het, was soos 'n sel, waar die gevangenes aangehou is, en selfs engele aangehou is vir die oordeel. Nou hy het daar wat gedoen, hy het 'n aankondiging gaan maak. Wat 'n aankondiging het hy gaan maak aan ons aflei? Dat hy die sonde en die dood oorwin het. En die tweede plek is die skuldbrief vernietig. Dit wat my en jou vir ons help bestuur is vernietig op 'n kruis. Skuldbrief is klaar. Daar's niks wat weet tussen my en dit nou aan die voorhangsel, né? Is dit nie goed wat mense opgewonde maak van vooraf? Hy het selfs volgens Efesiërs 4:8 het hy gevangenes saamgeneem, nadat hy praat daarvan wie steeds sal opgaan en afkom, dan sê hy het gevangenes saamgeneem. Nou, nie as 'n teoloog stem daarmee saam, dat dit heel waarskynlik van die Ou Testamentiese mense is, wat aan God behoort het, wat jy kan nou maar sê, in die doderyk was, nie die hel nie, in die doderyk was, het hy saamgeneem hemel toe. Ek meen, ons praat nie eers van die klomp wat opgestaan het uit die dood, toe die voorhangsel skeur in Jerusalem, en hulle het in Jerusalem ingegaan, maar die Bybel sê nie verder, wat het hulle gedoen, waarheen nie, maar mense het hulle herken, en waarheen is hulle daarna nie, ons weet dit nie. Dit is net die geweldige krag van Jesus wat sterf, en Jesus wat opstaan, en weet jy wat, ek weet die 6 tyd tussen ons ore, is eintlik so bietjie, so beperk, maar deur die Gees, kan ons iets daarvan beleef. En dan die laaste ene, dit wat ek ook reeds gesê het, volgens Openbaring 1:18, het hy die sleutels van die dood gevat, opgestaan, opgevaar, hemel. Jy sien, die dood is nie meer vir ons 'n verskrikking. Dis nie lekker as 'n geliefde dood gaan. Dis nie vir ons lekker as iemand swaar kry. Maar kom ek sê vir jou, it's not the end. Vir die gelowige, as jy in Korintiërs 15 gaan verder lees, is dit eenvoudig oorwinning. En as dit nie vir dit was, ek hou daarvan wat Paulus daar sê, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Is net so lang woord in die Nuwe Lewende Vertaling. Maar ons is dit nie, hoekom nie, want hy leef. Kom ons sê die volgende. Ek weet nie, wat is jou challenge vandag? Ek weet nie wat in jou huwelik aangaan. Ek weet nie wat met jou kinders besig is gebeur. Ek weet nie hoe lyk jou familie. Ek weet nie hoe lyk jou werksomstandighede. Ek weet nie hoe lyk jou finansies. Ek weet nie hoe voel jy op hierdie stadium oor jouself. Maar wat ek wel weet, is hy het opgestaan, en ek en jy kan oorwinning in dit beleef. Dus soos wat ons gepraat het van vrede, op die oop see, dat die wind waai, die weerlig kan slaan, die golwe kan groot wees, maar as jy so afsak, te midde van al daai chaos, as jy afsak in die diep water is dit dood, stil en rustig. So te midde van goed wat gebeur, klomp goed wat weer gebeur het in Israel en Iran laas nag, en ek sien nou maar die goed wat gebeur. Niemand weet waarheen dit gaan. En ons weet die invloed wat dit op ons het. Met die petrol en die gas en die diesel en die parafin, en niemand weet waarheen dit gaan. Maar wat ek wel weet, omdat hy leef, sien 'n kans vir hom. Jy weet in Jeremia se tyd, het hulle geweet hulle gaan ballingskap weg, en dit gee daar kom moeilikheid. Toe sê die Here nog steeds vir Jeremia, koop veel grond. Wat? Alles is verby en is vernietig. Dit gaan nie werk nie. Sê koop grond. Hoekom? Want God ken die toekoms. Hoeveel te meer ek en jy wat weet vandag hy het opgestaan. Mag daar iets in jou gees, in jou geloof opstaan om byvoorbeeld te sê, weet jy wat, ek gaan weer Bybel lees. Ek gaan weer bid. Ek gaan God weer vertrou vir daai familielid wat nie wil hoor nie. Ek gaan God weer vertrou
vir my vrou se issues. Ek gaan hom weer vertrou op my eie issues. Ek gaan hom vertrou vir omdat hy leef. Sien ons kans vermôre. Mag dit so vir jou wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend in die naam van Jesus deur die wonderbare kragwerking van die Gees kan beleef dat U met ons is. Here, ons weet ook U woord sê dat U ons liefhet, ons hoef nie bang te wees nie. Vrees word verdryf. Ons kan vrede beleef te midde van wat ook al gebeur. U kosbare teenwoordigheid, Here, soos wat ons gedurig deur aan U dink en beleef wat U vir ons doen, Here, is net eenvoudig 'n bevestiger van die feit dat ons bekragtig is, dat ons versterk word. Here, ek wil vra vanoggend dat U die slap knieë en slap hande sal oprig vanoggend. Om te sê, ek gaan nie verder moedeloos wees nie. Ek gaan my God nou vertrou, want Jesus leef. Because He lives, I can face tomorrow. Dankie, Here, dat U elkeen van my boeties en sissies, en Here, so met die kerk weer op net, seën met die realiteit van die opstand. Dankie dat U ons versterk, magtig en bekragtig. Kom ons praat nog 'n paar oomblikke met hom, net daar wees. Nou die volgende haastig wees, ek het nie lank gepreek nie. Ek wil hê, as jy kan en jy wil kniel, of as jy hiervoor wil kom kniel, of wat jy ook al wil doen, net vir die volgende 3-4 minute. Kom ons maak net so 'n bietjie oop. Kom ons maak net so 'n bietjie oop met hom. Miskien is vandag vir veel mense 'n gewone dag, mag dit nie so wees nie. Kom ons doen.